Ek wil vir jou sê, God weet alles, God ken jou omstandigheid, hy ken jou sit, jou staan, elke woord wat jy gaan praat nog voordat jy eers aan dit gedink het. God ken jou binne en buite, hy weet alles van jou. As jy deur toe gaan, dit wat jy in die geheim doen, sien God in die geheim. Dit wat jy in die geheim bid, hoor God in die geheim en dan sal hy in die openbaar vergoed. God weet alles van jou. En ons kan baie keer so, en ek self kan baie keer so in 'n posisie inkom wat ek wonder, sien God my ewen nou in hierdie seisoen waar ek nou is, hoor hy my nog? Dis daarom nou stil en ek weet nie, als lyk of dit uit mekaar uitval, maar eintlik moet ek weet dat God besig is om alles in mekaar te sit. Laas jaar vat ek my Prado in vir 'n diens, hulle het gesê is net briekblokke wat gedoen moet raak, en ek vat die kar in vir 'n diens, ek betaal die briekblokke, en ek kom terug met 'n kwotasie van R40,000, en ek sê my vrou, ek weet nie, waar gaan ons nou R40,000 kry nie, maar hierdie kar moet gefiks raak, hier is nou ons wear and tear goedjies oor die jare, die kar is 20 jaar oud, so ek verstaan dit niks mechanical goed nie, hier is wear and tear goedjies, maar dit moet vervang raak. So, ek bel Toyota en vra vir hulle, hoe kan ek hierdie ding doen? Hulle sê nie, alles hoef nie op een slag gedoen te raak nie, ons kan stuk dit gaan, maar dit is groot stukke, weet, hierdie is 10,000, daar is 8,000, sulke groot bedrae, en ons is nie in 'n posisie om nou groot bedrae uit te kan haal nie. Jy weet, my inkomste lyk nie soos 'n salaris nie, ek het nie 'n besigheid op die kant lê nie, my inkomste hang af van die harte wat God geroer het, wat op 'n oggend wakker word en gevoel dat die Here sê, hulle moet deel raak van ons bediening, hulle moet finansiëel ons ondersteun. So ek's baie dankbaar vir elke besigheidsman of persoon wat dalk hier kyk, wat weet, jy gee 100 of 200 of self R5,000 of hoeveel rand jy ook al gee, elke maand, regtig, dit dra ons deur. Hierdie spesifieke dag staan ek op en ek dink myself, ek weet nie hoe gaan ek hierdie doen nie, en 'n paar dae gaan verby, en ewe skielik moes ons nog ons huis gaan oppak in Appington, want ons het na Johannesburg toe getrek. En ek sê van Nadia, no problem, ons haak 'n lekker 6 meter waantjie agter hierdie Prado, skiet, ons laat die hele huis op 6 meter waantjies, verkoop al die groot goed aan die ander kant, en dan kom ons terug. En so ry ek in sy eendag, en sy sê vir my, ek voel nie veilig in hierdie kar, met die goed wat stikkend is, om nou Appington toe te ry, met 'n waantjie nie. En ek onthou, in 2022, moes ons Potchefstroom toe ry vir 'n naweek wat ons daar gehad het, en my kar se bande was glad gewees, en ek onthou Nadia uitkom en sy kyk na die bande en sy sê, jy moet ander bande op hierdie kar sit, want ek voel nie veilig om in dit te ry nie, en ek dink myself, ander bande, hierdie kar se bande is R3,500 'n band, en jy sê ek moet ander bande opsit, ek het nie die geld om ander bande op te sit, en by the way, hierdie bande gaan ten minste nog 5,000 kilos kan doen, so ons moet 'n bedieningsnaweek gaan doen, en dan vertrou ek die Here, dat iemand daar ergens geroer sal raak, wat ons geldjie in die hand sal sit, en dan kan ek die bande, God weet ons my bande moet verander word, jy weet, en Nadia sê net so in die verby, sê, ag Here, dankie dat U net vir ons finansies gee, om hierdie bande te vervang, en ek dink vir myself, hoe kan jy net 'n skietgebed gooi, en dan dink jy die Here moet maar nou reageer op jou skietgebedjies, mense praat mos nie so met die Here nie, nee, klein gelowig wie ek was in daai oomblik, en sy gooi en ek laai by die huis af, en ek jok nie vir julle nie, ek kan nie onthou wat paar ure was, jy betaal iemand R15,060 in my rekening in, ek bel van Nadia, ek sê vir haar, so, iemand het net R15,060 in my rekening betaal, ek gaan vir ons nuwe bande opsit, en sy sê, ek jy mos gesê, nou wil ek nie daai hoor nie, ek wil glad nie hoor, ek het jou mos gesê nie, maar hier is die bande, fast forward, so 2 jaar later, en my vrou sê, ek voel bietjie onveilig om in die Prado Appington te ry, en ek onthou wat die Here gedoen het die laaste keer, toe sy sê, sy voel onveilig, ek sê vir haar, maar vra die Here om vir ons R40,000 gou te gee, dat ons hierdie kar kan regmaak, en sy sê, jy sê Here, dankie dat U vir ons voorsien vir die Prado, ek sê 40,000, ons kort R40,000 vir die Prado, sy sê, R40,000 vir die Prado, en ek onthou, ek kort nog R20,000 vir my kredietkaart ook, ek sê, en R20,000 vir die kredietkaart, dan skuld ons niks met kredietkaart nie, en sy sê, en R20,000 vir die kredietkaart, ek sê, ja, amen, dankie Here, R60,000, die gat ons, in Jesus naam, amen, nou gaat ons aan met ons dag, ek jok nie vir julle nie, daai aand 12 uur, kry ek 'n notification payment, nee, van Absa af, het 'n boer, nou net, sy 10 is betaal, R60,000 op die kop, in my rekening, en ek sê van Nadia, jy sal nie glo wat het net gebeur nie, en ons gaan val die kar in, ons doen sy R40,000 diens, ons betaal die R20,000 af, en hier skiet ons Appington, en ons kom terug, en jy sien, dit gaan nie oor die 40 en 60, en hoeveel geld die waarde is, dit geld het nie meer waarde, in my perspektief, geld dra nie meer waarde, nie, geld is net papier, het kom van 'n boom af, jy kan dit nie plikkie, maar dit is papier, dit is net papier, dit is 'n eenheid waarmee ons transaksies moet doen, wat my brein breek, is dat God weet, wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het, en hoe hy dit gaan doen ook, in daai oomblik, het gaan nie oor, daai ou het net R60,000 betaal om ou se kar reg te maak, dit is nie waar, dit gaan nie, het gaan oor, daai een ou se hart was geroer gewees, hy was gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees, en omdat hy gehoorsaam was, kon ons beweeg om te doen wat ons moet doen, want God wil ons in Johannesburg hê, maar om in Johannesburg te kom, moet 'n paar goed geskuif geraak het, en hier is die ding,
As jy werk vir iemand en jou baas stuur jou vir besigheid na 'n volgende plek toe, dan betaal jy nie jou salaris, die brandstof, die verblyf, die etes nie. Nee, die besigheid betaal. Net so ook vir my. Ek werk vir die Here. Die Here stuur my na die volgende plek toe. Dan sê ek, Here, jy het my gestuur. Ek werk vir jou, jy betaal my salaris. Dankie dat U die pad vir ons gelyk maak vorentoe, dat U die voorsiening vir ons bring, dat U weet wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het en hoe ons dit gaan kry. En ek dank U daarvoor vandag. En dit is nou 10 jaar later en God voorsien nog steeds dat ek elke liewe keer met my mond oop staan en dink, Here, ek weet nie, ek sit nou in 'n posisie wat ek kyk en ek sê, Here, ek op papier is hierdie onmoontlik. Dit is onmoontlik op papier, maar ek het vrede wat verstand te bowe gaan. Ek voel hierdie is jy. Ek voel jou hand is op hierdie ding. So ek sê ja vir dit en ek gaan in geloof vorentoe beweeg. En dan sal God byvoeg. Matteus 6 vers 33 sê, ek en jy vra nie die Here vir al hierdie goed nie. Ons sê, Here, ons soek hierdie koninkryk en U geregtigheid eers en U voeg alles by. Vader, ek dank U dat U ons ken in alles wat ons doen. Ons sit en ons staan, woorde uit ons mond uit voordat ons nog gepraat het. Jesus, dankie dat U weet wat ons nodig het, wanneer ons dit nodig het en hoe U dit gaan doen. Vader, ek bid dat elke persoon wat hier kyk en luister, Here, dat U sal deurkom in bonatuurlike maniere, dat hulle sal terugkyk en sê, jong, die Here is maar net die Here. Hierdie kon niemand anders wees as net Jesus nie. Vader, ek seën hulle vandag in die naam van Jesus. Mag daar bonatuurlike beweging in hulle lewe plaasvind, dat hulle kan terugkyk en getuig dat hierdie absoluut net God was in Jesus se naam. Amen.